spoeg uit. So dan het net die daar 'n frozen is hier, en nou ons weet mos nou, die ooste van ons is soos Bulwa. Skei 'n bietjie in Bulwêreld. Ja, ek kan jou. Ja, wagte, maar ek sal voor jy bly uitspeel se kant. Sien jy nou? Ek en Abri gesels verder in 'n baie spesiale kamer wat 'n seer hoofstuk wys van Westnest Lodge, maar ook hoe mense uit hierdie as letterlik opstaan. Vertel 'n bietjie van hierdie brand wat julle gehad het in 2023, Abri. Dis reg, ja, winter van 2023 het ons hom gehad. Altyd as die mense vra nou hoe die brand ontstaan, dan sê ons nee, ons het koud gekry. En toe het ons vir onsself 'n lekker groot bonfire gemaak, maar dis darm nie die geval nie. Ja. So, yes, daar's het ons afgebrand. Wat het alles afgebrand in daai? Die hele hoofgebou, Die hoofgebou. maar nie veld toe versprei nie en dan geen van die ander geboue of chalets of waarheen ook al versprei nie. En die bure het vir ons baie mooi daarmee gehelp. Amper onmiddellik was die bure hierso gehelp met die firefighters en so baie mooi gekeer dat hy nie versprei nie. So baie goeie ondersteuning van die bure gekry. So die hoofgebou het afgebrand. Dit sluit die kroeg in, die ou eetsaal en die konferensiekamers wat ons nou die kombuis en so ook insluit, ja. Ja. So en ons het van dit probeer om iets goeds uit dit te maak. Ons het baie terugvoering oor die jare van die gaste gekry en ons het dit alles probeer insit in die beplanning van die nuwe gebou. So ons dit was altyd 3 groot vertrekke, dit was die kroeg, dit was die eetkamer en die konferensies en dit het ons nou bietjie probeer verander na 'n klomp kleiner vertrekke toe soos julle kan sien, ja. Kleiner om daai bietjie meer warm plaasgevoel te gee. Ons het ook meer intiem, nee. Dis reg, meer intiem, meer warm. So hierso is 'n hoekie vir enigiemand. Daar's die studeerkamer, hierso is ons nou in die museum. Ons het ons eetkamers en ons sitplek hier binne onder die windpomp. So dit is sommer net ietsie vir alles en ons het nou regtig probeer om dit 'n lekker nuwe gevoel te gee en iets positiefs uit daai brand uit te maak. Ja, hierdie kamer is absoluut vol onthous. Dis reg. So waar kom hierdie goed vandaan? Is dit jy het nou vertel soos jy weggery het of iets, of waar kom dit alles vandaan? Dis reg. Soos ons skoongemaak het en ou bourommel en so weggevat het ons nou al die ou goed wat mense nou nog iets van kan maak en kan sien wat dit was, het ons weer opgetel. So hierso meestal is nou goed uit die kombuis uit en dan daarso aan die regterkant teen die muur is al die bottels en so wat ons uit die kroeg uit gered het. So ons het ook destyds kyk hoe lyk hierdie. Dit lyk soos kunswerke. Kyk hoe hierdie bottel. Ja, so nou moet mens dink hoe warm dit regtig was. Liewe ouers. Ja. So en hierdie glase wat so almal hulle fair share van hitte gekry. So die wynkelder was mos onder die kroeg. Ja. So daar's wat ons nou nog van die bottels daar aan die linkerkant, die Westnest wynbottels self, hulle kom onder uit die wynkelder uit. Dis hoekom hulle nog so mooi lyk. Wow, en die bierglase. En die bierglase, die Jägermeister bottels wat gesmelt het en nie gebars het nie. Daar's ook vir Jägermeister. Ietsie van alles hierso. Kyk nou hierdie bakpanne, ek moet sê dit lyk soos myne by die huis, maar myne was nie in 'n brand nie, dis net geroes. En hulle het daarom nog hulle vorm gehou. Hulle het hulle vorm gehou. Ja, ek wil sê as ons uit te min panne hardloop, dan weet ons waar om te kom soek. Dan weet jy moet net bietjie skrop. Net vinnig skrop, ja. Dis reg. So hierso het ons nou ietsie van alles en soos ons skoongemaak het opgetel en ook weer hier kom neersit dit. Ek dink is oulik en interessant om te sien. Ja, en dit wys ook hoe ver het jy gekom, né? Dis reg, ja. Is daar van hierdie goed wat julle nou kon herwin uit die brand uit wat julle fisies gebruik het om
in julle nuwe lodge. Dis Kan ek dit reg, nou ja. so stel? Iets dink ek wat meeste gaste gesien het as hulle hier gekom het, is ons welcome bord, ons eysterbord. Hom het ons net weer mooi skoon geskuur, vernis en hy staan nou weer hierso waar as mense kom instap, dan is die eerste bordjie wat hulle sien die welcome bord. So hom het ons gevat en net skoon gemaak en weer teruggesit. Hy werk weer. Hy het nie kans om hier binne te rus nie. Julle het nou vanaf die brand nou geblus en al daai goed. Hoe lank was dit daarna voor julle nou weer kon oopmaak, Aubrey? Dit was Julie 2023 en November laas jaar het ons oopgemaak en ons was nie 'n enkele dag toe nie. Ons het alles net so gevat en kerk toe geskuif. So in die kerk was ons eetkamer, dit was die kombuis, dit was die ontvangs. Want die chalets en daai waar mense kan bly, kan nog steeds. Alles was oop, alles was gebruik. So ons was nie 'n enkele dag toe gewees nie, ook nie die dag na die brand nie. So ons het regtig probeer om nog steeds die mense te akkommodeer en so. Dit was nou onder ander omstandighede, maar ons het daarom nog steeds volgehou wat dit aanbetref. Die ondersteuning van die gemeenskap en van mense, wat jy het nou genoem, julle bestaan al van 2010. Was dit vir julle kosbaar? Het mense Pragtig. Ons het hierdie stuk grond waarop die lodge gebou is in 2004 gekoop. Die plot langs aan 2003. So ons is al baie jare hierso en het al baie goeie vriendskappe en verhoudinge met die bure gebou, tot sover as Witvlei en Gobabis. En ons het daai selfde aand nog die bure wat kom help het en die volgende oggend, die volgende week, die volgende maand bure wat boodskappe stuur en sterkte toewens en generators vir ons help leen om te bou en te werk en gaste aan die gang te hou. So baie goeie ondersteuning. Dit sê net so iets maak dit alles die moeite van werd. Namibië, nê? Van hoe 'n gemeenskap so saam staan en iets weer positief bou uit alles. Dis reg, dit maak dit uit en uit die moeite werd. Ek dink daar sonder sou die pad baie moeiliker en baie langer gewees het. Ek dink mense waardeer ook goed soveel meer dan nie, Aubrey. Ek dink dit maak jou weer nog meer van 'n mens wees. Ons is mensmense. Ons het ook altyd gesê, ons wil hê die mense moet as gaste kom, maar as vriende weggaan. En so ons is mensmense en dit het ons net weer laat besef dis regtig 'n mooi Namibië waarin ons bly. Ja. As soos ek wat nou al voorheen hier was, dit is vir my nuut en dit is ek is bly oor want ek was mal oor Westnest die vorige ene. Maar hierdie is ook vir my staan. Wat is mense se ervaring wat nou, ek wil nou amper sê ou gaste is en nou kom hulle hier by julle, is dit 'n positiewe ervaring? Dis reg, ja. Is 'n positiewe ervaring. Die eerste woord is wow, want hulle sê hulle dog hulle is by die verkeerde plek. Dit voel want dit lyk nou heel anders, soos ek sê, 'n nuwe styl, maar ons terugvoering tot dis was baie goed en die mense hou daarvan. En ons probeer ook elke keer as iemand hierso kom, dat hulle ietsie nuuts moet sien. So en dit het ons ook nou die styl bietjie verander meer na 'n plaaseffek en 'n plaasgevoel toe. So nee, die mense hou van wat hulle sien en weer eens as daar kommentaar of die mense gee vir ons idees of so, of hulle sê by hulle huis staan daar was nou die dag 'n tannie in Gobabis wat toe sy hierso was, toe sê sy maar sy het nog 'n ou klok. Sy wil die klok vir ons gee. En ek het die klok loop haal en so en die gaan ons ook daar by die kerk opsit. So mense sien goeders en hulle dra by en hulle sê maar dink aan julle daai oomblik, Ja, maar hulle sê man, as jy hierso moet nou nog so 'n ding kom en ons vat al daai inligting en ons hou dit en ons gebruik dit wat werk. Aubrey, my laaste vraag en jy hoef nou nie die aap heeltemal uit die mou te laat nie, maar so bietjie 'n idee van nog planne wat julle het hierso by die lodge. Dis reg. Ons het 'n klomp planne. Ons probeer altyd soos ek gesê het dit nuut en vars hou. Ons wil ons tented chalets wil ons bietjie opgradeer en 'n nuwe gevoel gee en so. Mense het al vir jare lank by die tented chalets gebly, so daai kan nou weer 'n bietjie 'n nuwe gevoel kry en 'n bietjie meer soliede struktuur, né? Vir die tente en dan het ons ook die plotte wat ons tans mee besig is. Ons het 20 plotte hierso 5 hektaar plotte vir residensiële gebruik wat ons uitgesit het en belangstelling is baie goed tot dusver. So daai is ook nog 'n nuwe projek. En met dit gepaard vat ons die res van die goeders en ons gaan vorentoe. Ons gaan beslis weer by julle kuier. Baie dankie vir jou tyd en ek is baie dankbaar julle het hierdie gelos. Dit is mooi onthou. Dankie Aubrey. Dankie, ja, waardeer. Lekker om julle hier te hê. Hallo Boekie. Wat maak jy? Kry jy 'n bietjie warm? Hoe gaan dit hier op Westnest Lodge? Sy mak. Ons kan net nie naby haar kom nie. Hulle is mos baie wisselvallig. Maar sy was van babietjie tyd af hierso. En nou het sy begin dat sy haar kop vir ons swaai. So sy wil ons definitief en sy's nou dragtig met haar tweede eetjie.
Ag moeder. Weet jy, ek kan nie onthou nie toe ek nou hier gekom het. Toe was Ina, ek dink haar ma was dood geweest en Ina het haar basies grootgemaak met 'n bottel. Ag moeder. So toe het hulle haar later weggevat want hulle was bang geweest sy raak nou te met die gas. Toe sy by 'n troppie ingesit. Maar sy kom maar net weer terug. Sy kom maar nou net weer terug. Net weer terug. Ag, En dit is haar tweede kalfie, ja. Ja, tweede kalfietjie. Ja, hulle bly in die trop. Dit is die 5 gemskot op hierdie stadium, sy is die 5de ene. Aha. Met haar vorige kalfie is ook daarbey en dan is daar 'n makdonkie. Wat saam met die gemsbokke loop? Saam met die gemsbokke loop. Daar sy. En dan by tye is die zebra ook by hulle. My naam is Lonnie. En jou van Lonnie? Venter. Namibiërs en hul stories. Henriette Lambreg en Germany Daddy speel hierdie stories. Soms met 'n vonkel in die oog, soms met 'n traan uitspeel. NTV se leefstylprogram van die jaar. Moenie jou weeklikse afspraak misloop nie. Elke Vrydag aand om 8uur net op NTV. Op DStv kanaal 285 of op GoTV kanaal 25. Of jy kan ons vang op 1up2.com of op YouTube. Gaan net na NTV Afrikaans. En moenie vergeet om elke dag op Uitspeel se Facebookblad te gaan loer nie. Ons bring vir jou die interessantste stories en brokkies van oor Namibië. Knatsie koffie. Wat 'n mooi woord, knatsie koffie. En jy, hier's op Uitspeel. Op Uitspeel. Uitspeel, jou speelmaat. Kom je wipers? Oei, jette. Hallo, ja. Hier? Hallo Gerardus. Wat maak jy hier in ons vallei? Okay. Spotty. Why are you stripy? Is jy man of muis? Hallo. Ja, hey. Ons kuier in Gobabis by die dam en by my is Sandra Labeskagni. Sandra, hier is ons 'n tronkgevoel vir my hier, met respek aan die dam. Was dit 'n tronk? Dit was 'n tronk, Henriette. Ek hoop nie jy kry hoendervleis of sien gesigte of iets nie. Ek kan hom ontsnap as ek wil. Ja. Weet jy, hierdie was 'n tronk. Hy's gebou in 1911. Ons het die oorspronklike plan daar in die kantoor, maar dit was heeltemal vervalle toe ek en my man Lappiesom begin regmaak het in 2001. Sjoe. Hierso was dit sleg. Hier was 'n toilet. So hy was nie meer in gebruik nie. Sandra, hy was Nee. Weet jy, ons het baie navraag gedoen. Ons vermoed in 1960 is 'n nuwe tronk gebou in 'n industriële gebied. Ja. En toe is almal daar weg. Dis hulle almal soontoe. Toe is hulle almal soontoe en toe het dit oorgebly. So watter deel van die lodge is nou alles tronkdeel? Obviously hier waar ons nou sit? Ja, weet jy, die kombuis was die damessel. En net daaroor kant, daar was die siekeboeg. En dan was hier fondasies waar die tronkbewaarders gebly het, maar dit het nou uit die aard van die saak tot niet gegaan. Ja. Wat het julle laat besluit om 'n tronk 'n lodge te maak? Weet jy, dit was 'n jarelange droom. Ons het altyd nou Saterdag en Sondag as jy niks te doen het en dan ry jy nou daardeur en dan sien jy hierdie gebou en dan voel jy net maar dit is so 'n mooi plek. Ja. Iewers moet iets gebeur. Ja. En dit het baie jare gevat voordat ons uiteindelik nou kon geldjies bymekaar hê en so aan en dat hierdie ding werklik verkoop kon word. Aan wie dit behoort die tronk? Weet jy, dit was eers Eric Weilberger. Okay, so dit was in privaat besit. Dit was in privaat besit en hy wou
hy het baie met oorseese toeriste gewerk. Okay. En hy wou ook maar hier iets ontwikkel, wat presies weet ek nie. Ja. En toe dit nie realiseer het, toe het hy verkoop aan Herman Gossou van Swakopsels. Ja. En Herman het gedink met hierdie transkelarie wat hier verbygaan. Ja. Hier gaan 'n groot boom op Babes kom. Ja. Kamers, hoe het julle dit verander? Want ek kan Nee, daar was dink nie kamers nie. Weet jy? Ja, maar julle hoe het julle dit is eintlik wat my vraag. Hoe het julle dit omskep? Want ek wil dis selle is mos klomp klein hierdie. Weet jy, Ja. dit was basies die grootte van 'n sel hierdie. So. Met net daai venstertjie daarbo en dan hierdie venstertjie was 'n deur. So hier was soliede mure gewees. Ja. Ons het nou daar oopgemaak dat 'n ou dan 'n bietjie uitsig op die dam het. Ja. En omdat ons meer sitspasie wou hê, het ons hierdie deure toegemaak. Ja. En om nou gaan my Afrikaans die image te behou van die Ja, tronk. want jy wil daai karakter nog daai het ons hierdie so oopgemaak en die tralies ingesit. Wat het julle alles so die styl, hierdie styl? Dit is want alles skrikkelik behou. mooi vir my die Ja. wat doen mense dit arches. Ja, dit is maar soos wat Die ons hoë nou besluit dakke. het. Ja, die hoë dak dis alles oorspronklik. Weet jy, en dan sal ek ook vir julle wys hier in die gang. Is vir my die mooiste deel van die tronk. Dit is daai verskriklike hoë dak met daai platformpie daarbo. Dit is vir my en dan niemand kan vir jou sê wat het gebeur nie. Ja. Maar ons was gelukkig om 'n ou tronkbewaarder raak te loop. En wat ek eers vir hom wou vra is, wie was die meeste in die tronk? Ja. En hy Wie was die grootste skelm? Wie was die grootste skelms? Nou weet ek nie of ek dit mag sê nie. Dit kan nou daar is dit beestdiewe. Dit was veediewe. Ja. Die Ek kan dink vir moordenaars hierdie en sulke goed nie. Ja. En wat ook interessant was vir my, ons het 'n ou Duitse oomie geken, maar hy's nou al jare oorlede. En hy's baie trots daarop dat hy was in hierdie tronk. Sê nou oom, nou wat het jy gemaak? Hy sê hy het oor die Stopstraat gery en toe sê hulle vir hom, hy moet ek weet nie hoeveel wat betaal nie. Ja. Of hy moet 'n nag in die tronk slaap. Toe sê hy nee, wat hy slaap 'n nag in die tronk. Dis okay, hy sal hier kom slaap. Dit was eintlik julle eerste gas. Ja. As julle as julle gaste kry, sal hulle vir julle uitvra oor die geskiedenis en die styl, want ek bedoel dit is 'n baie spesifieke karakter. Stel mense belang as julle nou vir hulle vertel dit was 'n tronk. Ons het gisteraand 'n groep Duitsers gehad wat hier gejag het en hulle het dit ook so bekyk en hulle sê maar dit lyk soos 'n tronk. Ek sê maar dit was 'n tronk. En ook nog vir hulle gewys en so aan. So, toe julle nou die tronk koop en julle begin dit nou verander. Hoe lank het dit nou gevat voordat julle toe nou julle eerste gaste kon hê? Weet jy Henriet, ons het besef hierdie is 'n groot finansiële uitgawe. Ek kan dink. Toe het ons eers begin met kampeerplekkies. Okay. En toe het ons beginne om 'n paar chalets te bou. En toe het ons die tronk reggemaak. So julle het basies die dam begin. Ons het hom begin. Hier was nie water nie, hier was nie krag nie, hier was niks nie. Ons het gegaan dan vat ons draadsakke, dan sny ons dit sulke reepies en dan bind ons om die bome wat ons nie wil hê nie, bind jy 'n sakkie en dan kry jy preseniere en dan kap hulle daai bome wat sakkies het, die kap hulle uit. Dit was nog 'n hele ek sal nie vir jou kan sê presies hoe lank dit was nie. Ja. Maar baie arbeidsintensief. Baie arbeid ingesit, ja. Baie arbeid ingesit. En die kamers en die goed het nou, jy sê julle met kamp begin en toe die kamers en die goed nou later eers bygesit, ja, en toe 'n paar kamers het, toe begin ons met die tronk. Want in daai voorste gedeelte wat ons nou sommer die laappaadjie noem, wat nie deel van die tronk is nie. Okay, hy's buig. Ja, daarso het ons ontbyt gemaak, ek en my man. Hy kan lekker ontbyt maak saam met my. Lekker. En ons het 'n klein kombuisie daar waar die skimmiebar was wat ek nou vir jou gewys het. Daar is was ons kombuis. So julle albei was diep betrokke by dit. Ons was baie betrokke, jy en jou man. Ja. Albei in die kombuis gewerk en ons kon alles doen. Ek vertel nou net vir hulle dat aan die begin dan het jy 'n chef en met 'n maand in dan kom hy nie werk nie. Dan sit jy met 30 gaste en een waiter.
En al wat jy vir die waiter sê is jy smile net. Jy hou hulle net aan die gang. Ons sal die kos doen hierdie kant. Het julle kinders ook hier groot geword of hoe? Nee, weet jy, dinge gebeur met 'n doel. Ons kinders was albei klaar in die skool en hulle het albei gestudeer. Okay. So dit was net ons twee, so ons kon hard werk. Ja. Het nie En skillig julle het hierso gevoel nie. gebly, Sandra? Ons het nie hier gebly nie, ons het in die dorp gebly, maar dan het ons 'n sekuriteit gehad. Ja. En dan bel hy nou en dan sê my mense wat wil inboek en dan kom jy nou maar. Ja, want dit is dan gelukkig baie naby in die Ja, dorp. Ja. ja. So hoeveel jaar is dit wat jy nou al hier betrokke is? Weet jy, ons het verkoop Henriet in Junie 2014, het ons aan die Akkermans verkoop. Ja. En ons was bietjie afgetree, toe is dit nie lekker nie. En verlede jaar Februarie maand het die Akkermans my vra om weer die plek vir hulle te bestuur. En dit is vir jou lekker. Dit is my lekker. Dit voel soos 'n baba wat jy groot gemaak het. Ja, Dit kruip so in jou in. Ja. So dis my baie lekker. Die gemeenskap is vir my baie lekker. Ek hou Ja. van die mense. Ons het lank in Gobabis gebly. Ja. So dit is vir my lekker om hier te wees. As jy so aftree is nie in jou. Nee, ek dink nie dis in my lyn nie. Ja, want wat doen mense dan nou Wat as doen jy? Nee, jy vang onheilige goed. Ja, ek dan voel beland so jy in 'n tronk. Dis reg. Maar weer gou 'n staaltjie vertel Henriet. Nou vra mense mos altyd maar so vir die mense nou hoe, nou vertel iemand. Nou iemand kry jy mos nou nooit nie. Ja. Hy sê hier was 2 ouens in die tronk. Een was 'n maar enetjie en die ander een bietjie meer geset. En hierdie tronk is gebou van sandsteen. Okay. Maar dit is O, eintlik ja, wat jy baie nie kan bros. ja. So en toe het hulle nou seker maar met ietsie geboor in gat gemaak. Ja, om nou te ontsnap. Om te ontsnap. Nou die Marietjie kon uitgaan, maar die minder maar een het vasgesit en hulle het hom teruggetrek. En die Marien het hulle nooit weer gesien. Nee, hy was weg. Laat dit 'n les wees. Ja. Sorg dat jy die Marien is as jy in die tronk laat. Weet jy dat iets van die mense dan sê hulle kry so hoendervleis, dis sulke vibes. Okay, ons sal vanaand Julle moet maar vanaand hier 'n draai kom kyk maak. of daar iemand daar agter Joe se rug inkruip. Om bietjie lepel te lê of daar 'n Ek hoop jy is agter jou rug nie. Dalk is dit daai Marien wat ontsnap het. Baie dankie Sandra, baie lekker gekuier by jou. Dit was my lekker om met jou te gesels. Dit is 'n voorreg, dankie. Hallo. Ons sondes het ons ingehaal. En Gobabis, hou jy by die reëls? Anders eindig jy Wat is daai van hou jou by jou lees? skoenmaker. Gobaberser hou jou by jou bees. Ja, en as jy 'n winterker is, trap in jou spore. Maar nou ja, ons Dis is wat dit is. agter die tralies. Ons hoop jy het 'n lekker vry naweek. Hou by die wet. Bye. Bye.